Die boodskap, Eksodus hoofstuk 35, die rustdag. Moses het al die Israeliete bymekaar laat kom. Hy het vir hulle gesê: Die Here verwag van julle dat julle vir 6 dae sal aangaan met die dinge wat julle elke dag doen. Op die 7de dag moet julle daarmee ophou. Uit respek vir die Here moet julle heeltemal uitspan. As iemand op daardie dag aangaan met sy werk, sal hy doodgemaak word. Op die rustdag mag julle glad nie vuur maak waar julle woon nie. Vrywillige geskenke vir die Here. Moses het verder vir almal wat daar bymekaar was gesê: Die Here verwag van julle dat julle vir hom geskenke sal bring. Julle kan kies wat julle vir die Here gaan bring. Dit kan van goud, silwer of brons gemaak wees, van blou, pers of bloedrooi wolstof, van linnen, bokhaar, rooi gekleurde ramsvelle of gebreide velle of akasiëhout. Dit kan olie vir die lampe van die ligstander wees, of krye vir die salfolie en die wierookoffers. Dit kan ook onyx of ander halfedels gesteentes wees, wat op die skouerstuk en die sak voor Aaron se bors vasgesit kan word. Hulp om die tent te maak. Almal wat die kennis en die vaardigheid het, moet kom help om die tent te maak. Daar's baie dinge wat ons moet maak. Daar's die tent met die seile wat behoor kom, die hakies wat daaraan vasgewerk word, die panele en die dwarslatte wat hulle bymekaar hou, die silwer regopale en hulle voetstukke, die ark waarin die bewys van die ooreenkoms gehou word met die pale waarmee dit gedra word, die deksel wat bo op die ark pas, die gordyn wat die tent in 2 deel, die tafel waarop die brode neergesit word met sy drahoute en sy toerusting, die ligstander wat die tent verlig en alles wat daarvoor nodig is, sy lampies en hulle olie, die kleiner altaar vir die wierook met sy draagstokke, die salfolie wat gemeng moet word en die wierook, die gordyn by die ingang van die tent, die groot altaar buite waarop die offers verbrand word met sy koperrooster en drahoute en toerusting, die koperbak op sy voetstuk waar die priesters hulle self was, die muur rondom die binnehof met sy regopale en hulle kopervoetstukke en die gordyn by die ingang van die binnehof, die koper tentpenne en hulle toue waarmee die tent en die binnehof geanker moet word, die spesiale klere wat vir die werk by die tent gebruik word, Aaron se klere en die klere wat sy seuns vir hulle werk moet gebruik. Die volk reageer op Moses se oproep. Nadat Moses met hulle gepraat het, het almal uitmekaar gegaan. Elkeen wat so gevoel het, het geskenke vir die Here gebring, soos hulle self besluit het. Dit was dinge wat gebruik kon word om die tent te bou en te betaal vir alles wat daarvoor gemaak moes word, as ook die klere wat vir die diens by die tent gemaak moes word. Almal wat gevoel het hulle wil iets vir die Here gee, mans sowel as vroue, het gekom en het hulle vir die Here borspelde, oorbelle en ringe, halsnoere en allerlei goed gegee wat van goud gemaak is. Elkeen het sy goue goed vir die Here gegee. Elkeen wat blou, pers en bloedrooi wol gehad het, of linnen, of bokhaar, of rooi gekleurde ramsvel, of gebreide vel, het dit vir die Here gebring. Die wat dit kon bekostig, het vir die Here 'n geskenk van silwer of koper gebring. Elkeen wat akasiëhout gehad het wat gebruik kon word om die meubels van die tent te maak, het dit gebring. Vroue wat kon weef het materiaal van blou, pers en rooi wol geweef en ook fyn linnen. Hulle het dit dan vir die Here gebring. Die vroue wat dit kon doen, het bokhaar geweef. Die leiers van die volk het die onyxsteen en die ander edelstene geskenk waarop gegrafeer moes word en op Aaron se skouerstuk en die sak voor sy bors vasgesit moes word. Hulle het ook die speserye en die olie vir die ligstander, die olie en die wierook gegee. So het elke man en vrou van die Israeliete wat iets vir die Here wou doen en kon help om die goed te maak, vrywillig vir die Here kom gee wat hulle gehad het. Besaleel en Oholiab as leiers aangewys. Daarna het Moses vir die Israeliete gesê: Die Here het Besaleel as leier gekies om die tent te maak. Hy is Uri se seun, sy oupa is Gur. Hulle is uit Juda se familie. God se gees gee aan hom die verstand en die insig, die kennis en die vaardigheid om dinge te ontwerp en dit van goud of silwer of koper te maak. Hy kan edelstene bewerk en houtsnywerk doen en enige kunswerk maak. Aan hom en aan Oholiab, die seun van Ahisamak uit die stam van Dan,
het God die vermoë gegee om ander op te lei om dinge te maak. Hulle kan dinge ontwerp. Hulle weet ook hoe om graveerwerk en borduurwerk en weefwerk te doen met blou pers, bloedrooi wol en linne.